Hallo, hierdie is 'n video wat jou die verslagdoening op EasyPos wys. Kom ons gaan na die kontantopbouverslag. Dit moet elke dag gedoen word wanneer jy kontant optel. Om die kontantoptelling te doen, klik op kontantoptellingsverslag. Die verslag word in twee kategorieë verdeel: die omsetverslag, wat die algehele omset vir die stelsel is, en die gebruikersverslag, wat die omset per gebruiker is. Kom ons kyk na die gebruikersverslag. Om 'n omset per gebruiker te sien, klik op die spesifieke gebruiker, klik op bekyk, en wat dit sal doen, is dat dit jou die verslag vir daardie spesifieke gebruiker sal wys. Op die verslag is die kontanttotaal, die aantal transaksies, die kaarttotaal, die aantal transaksies, die fooitjie, indien fooitjie deur die gebruiker ontvang is, F-totaal, die bankbare totaal, afslagtotaal, die afslagtransaksies, terugbetalingstotaal, terugbetaling. Transaksies, die uitbetaalde totaal en die uitbetaalde transaksies, sowel as die eerste en laaste kwitansienommers, sowel as die datum en tyd van die eerste en laaste kwitansie. Kom ons sluit dit af en gaan na die omsetverslag. Die omsetverslag word op presies dieselfde manier geformateer. Dit is die totale verkope vir al die gebruikers op die stelsel. Jy het jou kaarttotaal, jou kontanttotaal, die kaarttotaal, die fooitjie terugbetaling, die FO op rekening indien daar enige op rekening verkope was, die totaal bankbare totaal. Totaal, die uitbetaalde totaal en die eerste en laaste kwitansienommers. Jy doen dit om die drukwerk te kontant en dan die verkope te verheffen. As jy nie die verkope by die verkooppunt afhandel nie, gaan hierdie verkope nie na die agterkantoor nie, so dit is baie belangrik. Kom ons maak die verkope skoon. En kom ons gaan kyk na die verslagdoening in die agterkantoor. Gaan na die agterkantoor en die eerste verslag is die itemverkope verslag. Vir hierdie verslag kan jy enige datum kies. Jy kan na 'n verslag oor 'n jaar, dag, maand kyk. Ons gaan kyk na die verkope wat ons vandag vir hierdie spesifieke verslag gedoen het. As ons na die eerste item op die lys kyk, wat kastlelite is, dit is die verkoopprys insluitend PIF. Dis die kosprys. Dis die hoeveelheid wat verkoop is. Die totale koste, die verkope totaal. Dis die wins vir die produk. Winsopslagpersentasie, dis die winspersentasie. So is dit vir elke enkele produk wat vir daardie handelstydperk verkoop is, en die totale word dan onderaan die bladsy opgesom. Die verslag. Al die verslae in EasyPos kan na 'n A4 drukker gedruk word as 'n A4 drukker gekoppel is, en hulle kan na Excel uitgevoer word. Kom ons sluit hierdie verslag af. Kom ons kyk weer na die itemverkope verslag, maar hierdie keer gaan ons dit oor 3 dae bekyk, want daar is grafieke en tabelle in die volgende 2 verslae. As jy na die verkope per departement kyk, kom ons kyk daarna. Kom ons gaan kyk na die verkope van bure. Die formaat is presies dieselfde as die ander verslag waar dit jou prys gee, insluitend jou gemiddelde koste, die hoeveelheid en die totale koste. Dis net dat dit per departement afbreek. Dit is jou verkope per departement. As jy na die grafiek of tabel met die verkope vir daardie handelsperiode wou kyk, kan jy op die grafiek klik, en dit sal 'n grafiek vir jou genereer. Die grafiek wys jou die totale verkope en dit sê, wys jou die hoeveelheid wat verkoop is. Verkope totaal, hoeveelheid verkoop, verkope totaal vir die verskillende departemente. Kom ons kyk na die verslag per verskaffer. Ons gaan dit voorskou en laat ons kies. Wat ons kan doen is om SAP te kies. Dit is die verkope wat vir SAP in daardie handelstydperk gedoen is. Kom ons kyk na Thomas Meetwolle-Salers. Dit is wat verkoop is. Dit is wat vir daardie spesifieke verskaffer verkoop is. Hierdie verslag is ook grafiekbaar, so ons kan op die grafiek klik en as jy insluit. En dan is die formaat dieselfde as voorheen. Dis die totale verkope, die verkoopshoeveelheid. Jy kan op verskillende maniere na jou verkope kyk. Kom ons kyk na voorraad verslag. Ons gaan na algemene voorraadopname kyk. Dit is al die voorraad byderhand. Kom ons kyk na die eerste een wat kastlelite is, dis die kosprys, dis die huidige voorraad byderhand.
die datum waarop die voorraad laas aangepas is, die laaste datum waarop die voorraad verkoop is, die huidige voorraadkoste wat, huidige voorraad byderhand. Dis die koste van daardie aandeel. Dis die potensiële verkoopswaarde en dis die potensiële wins wat ons kan maak deur al die voorraad wat ons het te verkoop. Hierdie totale word dan ook onderaan die verslag opgesom. Hierdie verslag kan ook gedruk en uitgevoer word. So kom ons maak dit toe. Kom ons gaan na voorraad voorhande per verskaffer. Dit is die voorraad voorhande per verskaffer. As ons na Kroven Faktorij Meetmarkt gaan, reg, dit is die voorraad wat ons vir hierdie spesifieke verskaffer het. Dit is die koste, die voorraad byderhand, laaste aangepaste waarde, laaste verkoopdatum, voorraadkoste, verkoopwaarde en verkoopswins. Kom ons maak dit toe. Kom ons gaan kyk na 'n ander verskaffer en dis die verskaffer, dis die verslag vir hierdie spesifieke verskaffer. Kom ons sluit hierdie verslag af. Die volgende is 'n voorraadherbestellingsverslag per verskaffer. Wat jy in die stelsel kan doen, is dat jy minimum en maksimum voorraadwaardes kan invoer en dit sal die stelsel toelaat om 'n voorraadherbestellingsverslag te genereer. Kom ons kyk daarna. Kom ons gaan kyk, Destel. As ons na Destel kyk, op hierdie spesifieke produk, het ons 26 voorraad byderhand. Die minimum voorraad is 60, die maksimum voorraad is 120. Omdat dit onder 60 is ons op 26, dit wil tot 120 bestel, so die bestelbedrag is 94 en dit is die potensiële bestelwaarde daar. Kom ons gaan kyk na nog een. Dis dit vir voorraadbestuur. Kom ons kyk na transaksieverslae. Transaksieverslae wys dis elke kwitansie. Dis jou omset per kwitansie. As ons dubbelklik op een van die transaksies, sal dit vir jou wys wat verkoop is en jy kan die kwitansie weer druk. Hierdie verslag kan gedruk en uitgevoer word. Kom ons sluit daardie verslag af. Kliëntverslae is as jy op rekening verkoop. Dis in 'n heeltemal aparte video. Kom ons gaan kyk na historiese verslae. Goed, kom ons kyk eers na omset. En kom ons kyk daarna, kom ons kyk na die omset van die begin van die maand, of kom ons kyk daarna van die begin van verlede maand af. Kom ons gaan voorskou. Goed, so dis die verslag daar. Dis die datum. Dis die som van die omset en dis die persentasie van die omset vir hierdie spesifieke handelstydperk. Dis jou totaal. Hierdie verslag kan gedruk en ook uitgevoer word. Hierdie verslag kan ook in kaart gebring word. So as ons dit grafiekeer, is dit basies hoe die grafiek sal lyk. Kom ons sluit daardie verslag af. Kom ons gaan terug na historiese verslae. Kom ons kyk na verslae volgens betalingtipe. Ons sal dit voorskou. En kom ons teken dit op. Jammer. Ek het 'n fout gemaak. Kom ons kies verskillende datums. Historiese verslae, betalingtipe. Kom ons doen van die begin af. Voorskou. Dit gee jou 'n uiteensetting van jou kontant en kaart per dag. Jy kan dit ook vir een dag doen. Dis nie 'n probleem nie. So dit is die kontant, dit is die kaart, dis die EFT. Hierdie verslag is ook grafiekbaar, so jy kan dit grafiekeer. En dit is hoe die gekaarteerde verslag eintlik sou lyk. En kom ons doen die laaste historiese verslag wat per gebruiker is. So weer eens, laat ons net kies, laat ons net 'n datumreeks kry. Voorskou. Dit is die verslag vir Charles, dit is die kontant wat hy geneem het. Die totale word hier opgesom. Dit is sy verkope. Hy het soveel in kontant, soveel in kaart, soveel in EFT gemaak, en dis sy totaal. En hierdie verslae is dan ook grafies opstelbaar, so as jy daarna gaan kyk, dis die manier waarop die. So lyk die grafiese verslag. Dankie vir die kyk.